Mario, baie welkom hierso. Dankie. Lekker om jou weer te sien. Lekker om hier te wees, lekker om 'n bietjie weer te praat. Dit is altyd lekker om te gesels. Dinge kan interessant raak rondom die woord van God. Absoluut, ja. So Mario, waaroor gesels ons vandag? So vandag, ek dink hierdie is 'n baie lekker warm topik. Vandag se tema is mag Christene geweld gebruik? Nice. Baie nice. Ja, dit is interessant. Ek dink ons moet 'n bietjie dalk na 'n verskeidenheid van oogpunte kyk rondom dit. 'n Mens moet dalk kyk soos in die perspektief van so selfverdediging. Ja, ek dink dit is dalk ons mikpunt op wat ons kyk. Wat is toelaatbaar, wat is nie toelaatbaar nie. En hoe ver kan 'n mens dit vat? Absoluut, ja. Ek dink ook baie mense misverstaan selfverdediging. Dis nie soos jou neefie het jou laasweek geklap en dan môre gaan slaan jy hom in die straat nie. Dit is so ja, ek dink die Bybel sê ook baie daaroor eintlik. Die Bybel gee ons eintlik baie duidelike riglyne oor geweld en selfverdediging ensovoorts. En as jy die Bybel baie lees en jy ken genoeg, dan behoort jy al klaar die antwoord te ken. Maar as jy nie doen nie, is dit absoluut verstaanbaar. En ja, ek dink dis waaroor hierdie gesprek gaan nou, is om 'n bietjie lekker leiding te gee oor. Ja, Mario, ek dink die groot ding is hoekom mense dalk nie sal weet wat die regte ding is om te doen nie, is omrede ons lewe in 'n tydperk waar manlikheid verdruk word. Ja. Waar mense sal sê manlikheid is toksiek. Ja. Waar hulle dit wil laat voorkom om 'n manlike man te wees verkeerd is, of dit is nie reg nie, dit is dalk te aggressief of wat ook al, en sê dat 'n man nie 'n Christen man nou nie 'n manlike man moet wees nie. Dis nie hoe 'n man moet optree nie. En ek dink dit is 'n baie verkeerde manier om na dit te kyk, want ek dink, is net my opinie, maar ek dink die wêreld het te sag geraak en te lig geraak en dit is hoekom dink hulle manlike mans is toksiek, waar hulle nie eintlik is nie. Want op die einde van die dag moet ons besef, God het ons geskep om te kan lei. God het ons geskep om te kan beskerm. God het ons geskep om, ek meen, vir Adam opdrag gegee en gesê hulle moet heers oor die aarde. Ja. Ek meen, ons is geroep om hierdie goed te doen. Ons is geroep om jagters te wees, al hierdie goed te wees. Maar weer eens, ek dink ons nou besef uit 'n Christelike oogpunt uit, het dit perke, maar ek dink die groot probleem is omdat mense mans probeer druk om feministies op te tree, en dit is my probleem met dit. Dis so waar, dis so waar, en ek dink ook veral in die Christendom, dan word mans ook so feministies gemaak, soos jy sê, soos in jy moet toelaat laat 'n man aan jou vrou slaan, jy moet toelaat laat hy jou rondstamp, jou kinders sleg sê, en jy moet niks doen daaroor nie, jy moet mos die wang draai, soos hulle sê. En ek dink daar word stigma of net dinge gesê oor Christen mans wat pushovers is, wat ek dink is net platant verkeerd. Dis 'n baie groot wankonsepsie van die geloof, want as jy kyk na al die apostels en Jesus self, hulle was gesien as rebellious, en hulle het opgestaan in wat hulle glo, en opgestaan vir ander mense, maak nie saak wie of wat gesê het nie. En ja, ek dink dis definitief sulke dinge wat ons as mans moet begin verander en opstaan voor. Want op die ou einde van die dag, dis ons wat hierdie goed toelaat. En partykeer moet jy net 'n lyn trek en sê genoeg is genoeg. Ja nee, ek stem 100% saam, en dit is waar wat jy sê, as jy bietjie terugdink, ek meen, Johannes en goed, Jesus het hulle gekry daar op die strand, hulle was vissermanne gewees. Ja, nee. So ek meen, dit was nou nie, ek glo nie sagte manne gewees, dit was harde werk gewees, harde manne wat Christus gevolg het. En ja,
ek stem 100% saam met jou. Ek dink mense probeer Christen mans nou in 'n boksie druk. Maar ek dink ook ek dink in die toekoms bietjie daaroor praat van 'n man se rol in die huishouding. Ja, absoluut. Maar net om so vinnig oor dit te gesels, is mens sien dit selfs in die huishouding waar mense half nou verwag die man moet nou half 'n vroulike rol aanneem in die huis waar in plaas van om die leier, die koning en die priester van die huis te wees, verwag hulle nou nee, dit moet nou op gelyke terme wees of die vrou kan ook dieselfde gesag hê as die man. Hulle leer nie meer dat 'n vrou moet onderdanig wees aan haar eie man soos aan die Here nie. En al daai goed. So ek dink dit is maar 'n verdraaiing van die woord van God wat 'n probleem is in vandag se lewe. Absoluut, ja. En ek dink ook ek het al baie keer met mense gepraat wat ook van die ander perspektief afkom. En ek dink daarso ook die probleem is ook dat die mans wat hulle self ag as manlik is aggressief en word vinnig kwaad en gooi goed rond, slaan gate in mure, doen hierdie, doen daai en dan dink hulle dis manlik. So van ander mense se perspektief af dink hulle dalk dat dit is wat ons ag as manlikheid. Yes, dit is hoekom ek sê mense moet dalk eendag bietjie gesels oor dit in die huwelik. Ja, want baie keer sal mense dink as ons nou praat van manlike mans, is dit 'n man wat by die huis kom, hy klap sy vrou, skop die hond en slaan die kinders en sulke goed. Ja. Dit is nie die manlikheid waarvan ons praat nie. Ek sou en ek sê dit sommer reguit hier op die video, 'n man wat sy vrou slaan is 'n lafaard. Absoluut, ja. Ja nee, want gewoonlik daai mans as jy voor hulle staan as 'n man, dan het hulle min te sê. So jy sien, dit is nou die manlikheid waarvan ons praat. 'n Man, 'n Christelike man, is die tipe man wat optree as hy op straat is byvoorbeeld en hy sien 'n man is besig om sy vrou aan te rand, wat sê hy, wat doen jy? Jy kan nie dit doen nie. Dit is manlikheid. Die manlikheid wat die vrou slaan is nie manlikheid. Glad. Die manlikheid is iemand wat kan opstaan vir iemand anderste, die onskuldige beskerm. Absoluut, ja. En met dit gesê is dat as jy in publiek staan en jy sien iets wat verkeerd is en almal anders draai net maak asof hulle niks sien nie, dan moet jy die een wees om iets te sê. En dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. Dink net, jy loop verby en jy sien iets wat gebeur wat glad nie moet gebeur nie, maar as jy iets gaan doen daaraan, kan jy dalk gearresteer word vir dit. Sal jy dit doen? Hoeveel van die Christen mans sal dit doen? En ek dink dit is manlikheid om op te staan vir wat reg is, al is dit nie in jou, al word jy nie geag goed vir dit. Soos, as jy iets kry daarvoor, dan wat maak dit goed? Partykeer dan doen mense net goeie dinge, mans doen goeie dinge vir die glorie van dit. Ja. Maar wat as jy nie die glorie kry vir dit? Ja. Gaan jy dit nog steeds doen? Ja, ek meen op die einde van die dag, gebruik 'n verkrachting as 'n voorbeeld. Ek meen, hoe kan jy net staan en toe kyk laat so iets gebeur en dan bang wees vir die nagevolge? Ek sou sê, tree eerder op en deel met die nagevolge na die tyd as wat jy net jou rug draai op so iets. Maar ja, dit is weer eens wat dit weer na terugkom. Dit is manlikheid in die perspektief van hy gebruik sy krag om te beskerm en nie om seer te maak. Absoluut, ja. Ja, en yes, dit is baie kere is dit 'n baie moeilike ding om te doen. Maar op die einde van die dag, as ons nie gaan opstaan nie, wie gaan opstaan? 100%. En ons was deur God aangestel om die regte ding te doen. Al is dit moeilik en al is dit maklik, ons moet dit nog steeds doen. En ja, ek weet nie, maar ek dink ook 'n goeie vraag om te vra is, wanneer is dit reg om iets te doen? Ja, ek glo dit sal altyd reg wees om iets te doen wanneer dit reg is om iets te doen. Ek meen, wanneer gaan dit ooit verkeerd wees om iemand te keer wat 'n vrou slaan? Verstaan jy wat ek Ja, bedoel? absoluut, ja. Al was die vrou dalk verkeerd, jy kan tog nie daai man los om die vrou al dood te slaan nie. So nog steeds om die geveg op te breek,
is nog steeds die regte ding om te doen. Al gebruik jy nie eers geweld nie, maar dit is nog steeds die regte ding om te doen. Absoluut, ja. So ek glo, maar dit is hoekom ek sê, die regte ding sal altyd die regte ding wees. Mense sal weet wat die regte ding is. Sodra jy dink dis 'n verkeerde ding, dan is die kans goed dat dit seker 'n verkeerde ding gaan wees. Ja, 100%. En ek dink ook dat baie mense weet ook wat die regte ding is om te doen, maar hulle wil nie daai stap vat nie. So is om 'n voorbeeld uit die lug uit te trek, as jy iemand sien in 'n gesagsposisie iets doen wat hulle nie moet doen nie, jy weet, baie van ons weet wat die regte ding is om te doen, maar die rede hoekom hulle wegkom met wat hulle wegkom, is omdat ons nie daai stap vat nie. So kom ek sê byvoorbeeld, wat as jy as 'n man, jy's by die werk en jy sien jou baas rassisties optree, of disrespekvol is met mense wat dit nie verdien nie, of dalk seksuele aanmerkings maak oor ander vrouens. Gaan jy iets sê daaroor? En as jy sê nee, jy gaan nie, dis jou plig om iets te sê daaroor. Dit maak nie saak wie dit is nie, of die persoon in 'n gesagsposisie is of nie. Ja, en ek sou sê, ja, kyk, dis 'n goeie voorbeeld wat jy eintlik gebruik, want dis 'n goeie prinsip om te wys wat goeie manlikheid is. Absoluut. So, wie sal nie so iemand respekteer wat kom help of intree in so 'n situasie nie? Ja. So, ja nee, ek glo absoluut dit is ook 'n goeie voorbeeld om te gebruik van manlikheid. Maar ek dink ons moet nou begin dit bietjie verder vat. Kom ons gesels nou bietjie van oor geweld, as ek dit nou maar so kan sê. Kan ons as Christenmans oorgaan in geweld in? Ja. Byvoorbeeld, jy slaap in die aand, iemand breek in jou huis in. Wat mag jy doen as 'n Christenman? Mag jy optree in selfverdediging of mag jy nie optree in selfverdediging nie? Mag jy jou vrou en jou kinders beskerm? Mag jy hulle nie beskerm? Absoluut. So ek dink kom ons gesels bietjie rondom daai perspektief, laat ons kan sien ook nie net in optrede nie. Ons het nou baie gepraat in optrede, persoonlikheid, om die regte ding te doen. Maar nou is die vraag om te gaan praat in so 'n situasie gaan nie help nie. So nou is die vraag, mag die man dan nou optree? Mag die man ook geweld gebruik om sy vrou en sy kinders te beskerm volgens die Bybel? Wat mag 'n Christenman doen? Absoluut, ja, dis sulke interessante ding en ek dink amper elke man het al gedink aan sulke situasie. En ek dink die rede hoekom ons dink aan sulke situasies is omdat dit is in ons natuur om te beskerm. Ja. Mans is gemaak om te beskerm. As God het ons aangestel om ons families te beskerm en veilig te hou. Nou, ek dink ook as jy in 'n situasie kom dat iemand in die middel van die aand inbreek en kan ernstige dinge doen aan jou en jou familie, dan ja, absoluut, jy moet al die geweld gebruik wat jy kan. As dit die persoon se lewe kos om vir die kostes om jou familie te spaar, dan ja, absoluut. As jy daai persoon moet stop tot op die vlak waar jy hom moet doodmaak, natuurlik, ja, moet jy hom stop. So wat jy sê is basies die wet van ons land, dat almal die reg het om sy lewe te verdedig, geld ook vir ons as Christene. As iemand jou wil doodmaak, het jy die reg, net soos ons landswet sê, jy die reg het om jou eie lewe te beskerm of die van jou familie te beskerm. As iemand jou wil doodmaak, kan jy dieselfde hoeveelheid geweld teruggebruik en hom dalk nou doodmaak in die proses om jou eie lewe te beskerm of jou vrou of jou kinders se lewe te beskerm. En ek dink ook met dit is ons landswet is 100% reg om selfverdediging toe te laat en ook laat die Bybel dit ook toe. En ek sal daarvan hou om 'n skrifgie te lees vir jou as jy nie omgee nie, wat nogal hieroor praat. Maar nou moet ons besef, in die tyd toe God Israel uit Egipte uitgebring het,
en hulle geroep het as sy volk en alles, het hy mos vir hulle 'n wet gegee. En wat baie min mense besef is, die wet wat ons lees in die Bybel bestaan uit verskillende aspekte. As jy gaan kyk wat elke wet sê, soos jy sou seremoniewette gekry het, wette wat vir jou gesê het hoe die goed in die tempel moet gebeur en al daai goed. So het jy ook dan siviele wette gekry wat vir die mense gesê het hoe hulle moet optree. Nou wat interessant is, een van die siviele wette wat gegee is in Exodus, wil ek vir julle lees, is nogal 'n interessante een. En nou moet jy onthou, net hierdie boekmerkie bietjie uit, hoor. Dit is 'n wet wat gegee is in Exodus, nê? So dit was nie teen die wet gewees nie. Die wet sê eintlik hoe dit moet gebeur. Net gou hierna Exodus 22 vers 2. Hoor hierso, dit praat presies van dit waarvan ons nou praat. Hierso sê, as 'n dief tydens 'n inbraak betrap word en so geslaan word dat hy sterf, is daar geen bloedskuld nie. As dit egter na die sonop gebeur, is daar 'n bloedskuld op die een wat hom geslaan het. 'n Dief moet volle vergoeding betaal. As hy niks besit nie, moet hy vir die diefstal verkoop word. Maar daarso sien jy duidelik in vers 2, as iemand in die aand in jou huis inbreek, jy weet nie wat is daai ou se intensie nie. Ja. Selfs soos nou in vandag se lewe, as daar 'n ou 3:00 die oggend hoor daar breek 'n venster. Wat is daai ou se intensie? Jy weet nie, gaan hy 'n TV steel nie? Jy weet nie, is hy hier om koekies en tee te drink nie? Of is hy hier om jou vrou te verkrag en jou kinders te verkrag en dood te maak nie? En ongelukkig lewe ons in 'n land met hoë statistieke van gewelddadige misdaad. So jy weet nie wat is sy intensie nie. En net so ook hier in Exodus sê hy, as jy daai ou geslaan het en hy moes dan nou gesterf het as gevolg van dit, sou jy nie skuldig bevind geword het aan bloedskuld. Net so glo ek ook, as jy 3:00 die oggend wakker word, jy sien in jou ou in jou huis met 'n vuurwapen, jy as 'n Christen besit 'n vuurwapen en jy skiet hom dood, was dit 100% selfverdediging, want anders sou hy jou doodgemaak het. En dit is presies wat ek hier in Exodus sien wat hier gebeur het, wat die Bybel dit toegelaat het, selfs van die vroeë Bybel af. Ek meen, daar waar die volk uitgekom het, waar hulle siviele wette gegee is hoe om op te tree, het hulle toe al daai tyd toegelaat en gesê dis oukei in so 'n situasie om dan jouself te verdedig as dit nodig is, laat dit in geweld opeindig om jouself te verdedig, dan is dit oukei. Ja, absoluut 100%. En ek dink ook die intensies hierso maak baie saak. Want as iemand in jou huis inbreek, soos jy sê, jy weet nie wat hy wil doen nie. En as jy in 'n struikel kom en jy sny sy keel af of jy skiet hom en hy bloei dood, dis jy het jou familie beskerm. Maar as jy hom nou halfpad doodgeslaan het, die polisie kom hier aan en dan skiet jy hom dood, dis 'n groot probleem daai is moord. Ja, dis moord. En dis net soos ons landswette sê. Ons landswette is redelik akkuraat met oor hoe hulle selfverdediging beskryf. En ek dink dis ook dieselfde vir Christene. Dit word deur God uitgelê hoe om jouself te verdedig. En dis soos daai skrif in Exodus sê, as jy jouself verdedig, as jy seker maak dat jy stop die persoon, dit maak nie saak hoe erg dit is nie, dis nie op jou hande nie. Maar die belangrike ding is dat jy het jouself en jou familie beskerm. Jy kan nie altyd help. Jy weet nie altyd wat dit gaan vat om hierdie persoon te stop. Ja. En baie van daai ouens sal beklei tot die dood toe. En Mario, ek weet in ons eie land, en dis nou hartseer om dit te sê, maar mense het die laaste ruk net vuisgevegte gesien. ja, Wat een ou die ander ou slaan en hy gaan dood van een ou. ja, So selfs nie eers in 'n gewelddadige aanval. Selfs net in 'n huisaanval, jy slaan die ou met een ou, hy val verkeerd en hy gaan per ongeluk dood. ja. Ek meen dit is nou soos wat hierso nou sê, dit 'n ongeluk gebeur as ek dit nou maar so kan sê. Jou intensie was nie
om 'n moordenaar te wees. Ja. Jou intensie was nie om moord te pleeg nie. Dit was nie jou hart nie. Jou hart is nie om 'n moordenaar te wees nie. Jou Ja. hart was om jou vrou en jou kinders te beskerm. Ja. En ek dink dis soos wat jy sê, dit is wat die verskil maak. Absoluut, ja. En ek dink ook 'n ding wat baie afgeskeep word is dat jy as Christen veral ons as mans met ons egos en testosterone, ons moet nie onsself in sulke posisies sit waar jy jouself moet verdedig nie. Jy moet nou nie uitgaan en gaan vir moeilikheid soek in die straat om iemand te konfronteer of jouself in 'n situasie sit waar jy jou familie en jouself in die gevaar sit of enige iets doms gaan staan en doen om jouself in 'n situasie van selfverdediging te plaas. 100% Mario, enige regdenkende persoon. Sodra jou familie by is dit nog erger. Ja, So as jy selfs net in 'n kar ry, moenie road rage kry nie. ja, absoluut. Want jy Yes. weet nie het die volgende oue vuurwapen in sy voertuig. So nou het jy road rage, jy druk vir jou hoeter onnodig, hy raak kwaad, dit eskaleer. Jy dink jy gaan hom slaan met 'n vuis en hy skiet jou dood. Ja. Was dit die moeite werd gewees oor jou ego? Nee, en dit is wat ons dan, wat ek nou sal noem, dit is toxic masculinity soos wat hulle sal maak. Want daar's ons jou ego betrokke. Dit het niks te doen met selfverdediging of om op te staan vir wat reg is nie. Ja, absoluut, ja. Moet net nie goed doen wat deur jou ego nie. Soos road rage is 'n vieslike ding. Daar gebeur lelike goed deur road rage. En ook soos as jy in die aande ry, nê, moenie by snaakse plekke stop nie. Moenie by sketchy plekke stop nie. As jy sien hierdie volstasie lyk donker en verlate en dit lyk asof daar mense is wat hierso verkeerde goed doen, moenie daar stop nie. Maak net intelligente besluite. Probeer. Die beste selfverdediging is om jouself nie in 'n situasie te sit waar jy jouself moet verdedig. Ja nee, 100%. Maar ja, ek dink die probleem is Mario weer eens mans met hulle egos en hulle kyk te veel movies, Ja. almal dink hulle kan fight soos Jackie Chan. So dan Ja. dit is die probleem, maar weer eens dit is ego gedrewe en dit is nie wat die Bybel ons leer om op te tree. Ja. Die Bybel leer ons wel as mans ons mag verdedig, ons mag opstaan vir wat reg is, maar ons moet nie daarvoor gaan loop en soek nie. Ons wil nie geweld soek nie, ons wil nie moord soek nie, maar as dit ons pad kom waar ons onskuldig in die situasie is, kan ons onsself met dieselfde hoeveelheid geweld verdedig om jou eie lewe of jou gesin se lewe te red. En ek wil nog 'n stukkie lees, Mario. Ek het nog 'n stukkie hierso waarvan ek sal hou om te lees. Dis in Nehemia. Nou net so om vinnig die konteks vir die mense te gee wat nog nie Nehemia gelees het nie, is kyk, hulle weet mos nou Israel was mos in ballingskap Babylon toe gevat gewees en toe hulle mos nou uit ballingskap uit en toe wil hulle mos nou die muur weer gaan herbou in Jerusalem en al daai goed. En nou dit is toe nou wat hierdie gebeur is, toe die mense nou rondom Jerusalem was toe nou nie baie happy met die mense nie. Om terug te wees nie, as ek dit nou maar sommer net eenvoudig die konteks kan gee van die situasie wat hier gebeur. En nou sê hulle hierso, ek het toe by dele wat laer was as die ooreenstemmende plekke agter die muur, by die dele wat blootgestel was, wagte uitgesit. Okay, hy praat nou hier van die muur, nee, so hy het toe nou by hierdie dele wagte uitgesit. Ek het die manskap volgens familiegroepe opgedeel, met hulle swaarde, steekspiese en bo. Ek het sake deurgekyk, toe opgestaan en vir die hoëlei, die gesagsdraers en die res van die volk gesê, julle moenie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groot en onsagwekkende Heer, veg, hoor hierso, vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vrouens en julle huise. So, hierso sê Nehemia vir hulle, as hierdie mense ons aanval, ons het niks verkeerd gedoen. Daai mense het stene gebou met die een hand en 'n wapen vasgehou in die ander hand. Dit is hoe bedreig hulle was. Maar hy het Nehemia gesê, as hulle aanval, beskerm jou broers, beskerm jou vrou, beskerm jou kinders, beskerm jou huis.
want dit is ook ons reg as Christene om onsself te kan verdedig. En nie laat mense ons net kom vermoor of seermaak soos wat hulle wil nie. Ja, absoluut. En ons, dis so waar, hoeveel keer in die Ou Testament was daar soveel oorloë gewees waar God saam met sy nasie gestaan het. En hy het vir hulle krag gegee om die vyande aan neer te slaan. En ek dink dit is 'n ding wat ons vergeet, want ons God is 'n lewende God. En as jy in sulke situasies gaan terugstaan, maak jy God se naam niks. So as jy kom in 'n situasie waar jy moet beskerm, spesifiek beskerm, nie iets uit ego uit of uit kwaad of iets uit doen nie. As jy moet beskerm en jy doen niks nie, dan doen jy nie jou plig nie. En ja, nee. Ek sê my 100% saam met jou. Dis soos Paulus wat vir ons skryf wat sê, ons mans moet ons vrouens lief hê en ons moet bereid wees om ons lewens vir hulle neer te lê, soos wat Christus vir die kerk se lewe neergelê het. Absoluut. So ja, dit is 'n opoffering soos van Christus, maar ek sien dit ook in daai opsig van op daai oomblik in gevaar, sal ek tot dan ook bereid wees om my lewe neer te lê en seker te maak my vrou en my kinders is veilig, al kos dit my lewe. Absoluut, ja, nee. Jy moet bereid wees om jou lewe te gee. En ek dink dat mans is so geconditioned deesdae, dat as daar 'n situasie kom wat hy sy vrou of sy kinders moet beskerm, dan sal hulle amper niks doen daaroor. Hulle sal te bang wees om hulle lewe neer te lê. En dit is 'n scary plek om te wees vir 'n man. Want as jy nie jou pligte kan doen nie, want dan verwag jy jou vrou moet dit doen. En dis net nie reg nie. Dis crazy, nou dis weer eens dieselfde in die huwelik, maar ons sal weer daaroor praat, maar dis dieselfde ding wat jy sien in 'n huwelik. Mans verwag dat vrouens die rol van die mans moet vertolk in die huwelik, wat nie reg is nie. Dis kom sien ons soveel gebroke huwelike, soveel gebroke kinders, want die rolle in die huis is nie reg nie. En net so ook met dit, die man moet sy rol volstaan en sy vrou en sy kinders kan beskerm. Absoluut. Maar ja, daar's nog skrifte wat ek kan uithaal. Maar kom ek jump Nuwe Testament toe. Kom ek los al my Ou Testamentiese skrifte wat ek uitgehaal het, want ek weet nou nie hoe lank ons al gesels nie. Maar vir tydsdoeleindes, kom ek spring sommer reguit bietjie Nuwe Testament toe. Nou hierdie skrif Mario, verskoon my, is die skrif wat ek sê waar Jesus vir mense sê, stay strapped or get clapped. Ek ken daai vers. Ek ken daai vers goed. Dis een van my gunsteling eintlik. Hoofstuk 22. Wat gou daar. Dis ons hoofstuk 22 vers 36. Nou om 'n bietjie konteks te gee, mense moet nou besef hierso. Hierdie stuk is basies die aand voor Jesus in hegtenis geneem is. So basies die aand voor Jesus gearresteer is. So neem in ag wat hierso gebeur. Jesus het geweet nou gaan dinge verander. Jesus het geweet, hy het sy disippels altyd uitgestuur vir gesê moet niks saamvat nie. Alles gaan reg wees, alles gaan oukei wees. En hier weet hy, ek gaan nou môre gearresteer word. En hy het geweet, van toe af, as die disippels nou uitgaan, gaan dit nie meer 'n veilige ding wees nie. Mense gaan hulle nou nie meer altyd net met oop arms ontvang nie. Die disippels gaan nou begin vervolg word, hulle gaan nou begin doodgemaak word. Dit gaan nie meer vir hulle veilig wees om te reis nie. Dis hoe ek hierdie konteks inlees, as ek nou al hierdie goed in gedagte hou. Hoor wat sê Jesus vir hulle hierso in Lukas 22 vers 36. Toe sê hy vir hulle, wie nou egter 'n beursie besit, moet dit saamneem, en so ook 'n reisak. En wie nie 'n swaard het nie, moet sy boekleed verkoop en een koop. Want ek sê vir julle, hierdie skrif moet in my vervulling vind. Hy is saam met die wetteloses gereken. Okay, maar het maak nie saak. Die punt is wat ek nou hier wil maak is, hier Jesus vir sy
disippels gesê, as julle nie 'n swaard het nie, gaan verkoop jou boekleed en gaan koop vir julle 'n swaard. Nou, mense kan nou die ding wil nou gaan staan en interpreteer soos wat hulle nou wil. Mense gaan dalk nou vir my sê, ek verstaan nie daai skrif reg nie. Maar laat ek jou een ding vertel. Jesus het definitief vir hulle gesê, hulle moet gaan swaarde koop om mee te eet nie. Nee, verseker nie. So, dit sê vir my hierso dat om 'n wapen te dra vir selfverdediging is okay. Dit wys vir my om jouself te verdedig is okay. Maar nou gaan mense sê, ja, maar wat van, jy lees toe nou later die volgende dag toe Jesus in hegtenis neem, wat doen Petrus, hy trek toe daai swaard en hy kap die ou se oor af en toe sê Jesus van, hoorie, dit wat jy doen is nie reg nie. Maar nou moet ons mos nou gaan kyk, het Petrus reg opgetree? Nee, want miskien het hy uit geweld uit opgetree. Ons het ons nou gesê, dit is nie uit wat ons uit moet optree, uit ons egos of uit geweld uit nie. En tweedens ook, is, Jesus het hom ook gekeer, want Jesus het geweet wat moet gebeur. Jesus het geweet, hy moet gearresteer word, hy moet gekruisig word. So dit is die konteks van dit. So, en mens kan ook sien, Jesus, hulle het toe vir hom gesê, hulle het 2 swaarde in daai stuk, as jy het verder gaan lees. Toe het hy gesê, okay, nee, dis genoeg. So dit wys vir my, jy kan jouself verdedig, maar dis nou nie nodig om dit te oordoen. So is okay, jy mag jouself verdedig, dis okay om jouself te verdedig, dis okay om 'n wapen te hê, maar gebruik dit vir die regte doeleindes. Absoluut, ja, en ek dink, soos ook daar's iets baie kontroversieel daaroor. Ek dink ook partykeer daar's 'n tyd en daar's 'n plek om geweld te gebruik. Soos Paulus, toe hy gepraat het oor God, toe het die mense hom gestenig en hy het nie terugbeklei nie. Hulle het hom gestenig, hy het opgestaan, hy het teruggegaan en hy het weer gepreek. Dis Paulus vir jou. Maar ek dink ook daar is 'n tyd en daar's 'n plek om te beklei. Dit hang ook af waarvoor jy beklei, soos ons gesê het, maar as mense vir jou sê, dat hoorie, kom ons sê, dit gebeur in Suid-Afrika soos dit was in Nigeria, waar jy vervolg was as 'n Christen en mense wil jou vermoor vir Christendom. Wat moet jy dan doen? Moet jy jou swaard neerlê, moet jy jou 4 wapens neerlê en sê, hierso, maak my dood vir my God? Wat is jou opinie daar? Ja, maar dit is 'n moeilike een, want aan die einde van die dag, wat is die konteks daar? Ja. As dit neerkom van, dit is, jy moet Christus kies of jy sterf, is dit okay. Maar, byvoorbeeld, as ek myself nou in daai skoene moet sit, wat sal ek in daai situasie doen, ek persoonlik? As my vrou en my kind in daai kerk is, gaan ek dit weerstaan. Ja, absoluut. So dan gaan ek 'n geveg opsit. So, dan sal ek hulle ontmoet met dieselfde geweld wat hulle my wil ontmoet. Ja. En ek glo dit sal dan okay wees omrede jy dit gedoen het om jou vrou en jou kinders te beskerm. Absoluut. Maar as dit kom op 'n stadium waar hulle sê kies lewe of kies jou God, dan moet jy maar jou God kies. Ek het rukkie terug het ek 'n bietjie studie gedoen. Daar was in Rusland, as ek die studie mooi onthou, was daar Christene wat toegebou was in 'n muur. En dan elke keer het hulle die muur oopgemaak en gevra vir die Christene, het julle nou besluit om julle God op te gee? Dan het hulle elke keer gesê nee, en dan was hulle weer toegebou. En kon hulle uitgegaan het, al daai Christene en die mense doodgemaak het? Ja, absoluut, seker, hulle kon seker 1 of 2 mense doodgemaak het. Maar ek dink partykeer gaan dit meer oor iets dieper. Want daai persoon aan die ander kant sien, Jessie, hoekom wil hierdie mense nie opgee nie? Hulle is al vir 3 dae in 'n muur toegebou en hulle hou nog steeds aan hulle God dien. En hulle sing, ons hoor hulle sing deur die mure. Ons hoor hulle bid deur die mure. Hoe kan hulle so gelukkig wees sonder kos, sonder in die donker in 'n muur? Dit maak nie sin. Ja. En ek dink baie keer dan gaan dit oor om 'n punt te bewys. En God wat deur jou werk om mense se harte verander. Oh nee, 100% Mario,
dis ook die geval. En baie keer moet jy ook onthou, sodra jy ook in gevangenis is dit nie noodwendig dat jy kan baklei. Absoluut, ja. Daar's 'n storie wat ek gehoor het van 'n vrou byvoorbeeld wat ook so gesê is sy moet haar God verraai, anders te gaan hulle haar kinders verkrag en al daai goeters en haar seermaak en al daai goeters, maar sy het nooit haar God verraai nie. Op 'n van die dag, maar wat kan hulle doen? Hulle is gevangenes, hulle kan nie opstaan vir hulle self. Ek is seker as hulle dit moontlik was, sou hulle dit gedoen het. Ja. Maar baie keer is jy ook so in daai situasie, jy kan in elk geval niks doen nie. En dan mens verraai nooit God. Glad. Absoluut, ja, en ons verraai nie God nie, want God sal ons nooit verraai nie. Ja. En ek dink verraai mense wat in daai situasies is, een ding wat hulle altyd verseker weet is dat hulle gaan die ewige lewe sien. Want Jesus sê vir ons dat as ons lewe prysgee vir hom, dan sal ons die ewige lewe kry. Amen. 100%. Maar ek wil nog so vinnig ietsie lees hierso. Asseblief, ja. Wat ek wil noem, wat ek dink belangrik is. Dit gaan dinge so half bietjie opsom vir wat ons oor praat vandag. Is laat mense kan verstaan die verskil tussen selfverdediging wat ons mag doen en wat ons nie mag doen nie. Ek dink dit is vers 17. Waar is hy? Kyk ek onder mis, hierso is hy. Hierso Romeine 12 vers 17 sê, moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom toe die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. Maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. En dit is soos wat jy mee begin het, Mario, wat ons moet besef. Waar's die lyn? Ja. Kom ons vat byvoorbeeld 'n huisbraak as 'n voorbeeld. Jy dalk nou ou ingebreek, jy het geweld gebruik. Kom ons sê jy het 'n vuurwapen gebruik. Jy het die ou in die arm geskiet of in die been geskiet. En nou het jy ou opgegee, hy kan niks verder doen nie. Wat sal 'n kind van God doen? Hy sal miskien help, seker maak sy vrou en sy kinders okay, al daai goed, polisie, ambulanse, al daai goeders kry om te kom help. Iemand wat nie 'n kind van die Here is nie, sal wraak neem. En miskien dan nog steeds gaan en daai ou vermoor. Sien, nou is dit nie meer selfverdediging nie. Daar's nou nie meer 'n gevaar op jou lewe nie. Ja. Maar nou gaan vat jy nog steeds daai persoon se lewe. En dit is wat verkeerd is. Dit is moord. Absoluut. So en dit is wat die Bybel ook hierso sê, ons moenie wraak neem nie. Dis dieselfde, mens kan iets leliks gebruik met moord, verkrachting, as iemand iets aan jou verkeerd gedoen het, jou gesin, jou vrou, jou familie, jou kinders. Op daai oomblik kan jy hulle beskerm, maar as dit klaar gebeur het, kan jy nie teruggaan en dan nou gaan wraak neem. Ja. Hier sê die skrif duidelik, daai wraak kom God alleen toe. Absoluut. Ja, en soos ek weet, verkrachting en so is baie ernstige sake en ek weet dit is baie tempting om die persoon te vervolg en om te gaan doodmaak. Maar ons moet net agterkom dat as jy nie daarso is op daai oomblik nie, dan daarna is dit God. Daarna sal God dit vergeld. En hy sê duidelik vir ons dat hy sal elkeen gee wat na hom toe kom. En as ons 'n persoon vervolg en ons gaan vat revenge, dan vat ons die posisie van God oor. En ons sê ek sal God wees. Ek sal judge, jury en executioner wees, soos hulle sê. En dit is absoluut verkeerd.
ja, daai sal dan nou jou verkeerde tipe geweld wees Ja. om te gebruik en dit is die tipe geweld wat die Bybel vir my uitdruklik wys wat ons nie kan doen nie. So ons kan verdedig, maar ons kan nie vervolg en wraak gaan neem en mense gaan net vermoor links en reg soos wat ons wil uit woede uit nie. Absoluut, ja. Mario, is daar nog iets wat jy wil sê? Nee, ek Ek dink ons is lekker self. So, Ja. punt van die saak is ek dink daar's niks fout daarmee om jouself te verdedig. Daar's niks fout daarmee om jou vrou en jou kinders te verdedig nie, ja. maar om geweld te gebruik vir jou ego, geweld om shine te vang, geweld vir die lekker te hou ouens net eenvoudig wat hou van baklei of om wraak te neem. Dit is Ja. die tipe geweld wat die Bybel sê ons nie moet gebruik nie. Maar ek glo tog die Bybel laat ons toe om ons vrou en ons kinders te beskerm. Absoluut. So ter afsluiting, daar's 'n ding wat ek gesien het, was dit laasweek of was dit 2 weke terug, ek kan nou nie onthou nie. Ek kon nie die hele berig oopmaak nie, ek het net die headline gesien. En dit was nogal 'n baie interessante opskrif waar lyk my die een ou, weet nie of hy die pastoor se vrou wou verkrag het nie of gedreig het om dit te doen nie en toe die pastoor nou die ou bietjie handgemeen geraak. Maar verstaan jy in so 'n situasie, Ja, vat ek daai pastoor se kant, hy het niks Ja. gedoen nie. Hy moes sy vrou beskerm Ja. het. So ek sou hom kwaadlik geneem het as hy nie sy vrou Ja. beskerm het. absoluut. As hy niks gedoen het, sou dit verkeerd Ja. gewees het. Absoluut, ek stem 100% saam. Maar nou aan die ander rand, die ego is 'n vieslike ding. En jy kry baie mense, baie mans wat sê ja, ek sal hierdie ou slaan, ek sal hom doodmaak maklik. Enigiemand kan iemand anders doodmaak. Jy stamp dalk iemand en hy trip en hy slat sy kop teen die sypaadjie en hy's dood. Enigiemand kan 'n persoon doodmaak. Maar ek het al van baie kere gehoor en berigte gelees waar een klein foutjie met jou ego kan veroorsaak dat jy vir jare en jare in die tronk gaan sit. En dit verwoes jou hele lewe. Dis 100% waar wat jy sê. Mense moet besef om gewelddadig op te tree. Verkeerd nou, gewelddadig op te tree uit ego uit en al daai goed. En dit is eintlik uit jou vlees uit. 'n Christen Ja. is nie veronderstel, ons is veronderstel om na die gees te lewe, nie na die vlees. Sodra jy daai tipe geweld soek, 'n ego het, al daai goed, dit is vleeslik. So dit wys my al klaar daai persoon is nie 'n kind van die Here nie. Ja. Sy saak met die Here is nie reg nie. Maar soos jy sê, dit het ewigheidsnagevolge. Jy moet weet, jy gaan rekenskap gee voor die ewige God oor daai moord wat jy gepleeg het. Ja. En onthou, God is 'n regverdige God. Hy gaan jou regverdig oordeel. Onthou, jy het iemand se pa dalk doodgemaak. Jy het Ja. iemand se man doodgemaak. So net soos wat God verwag het dan van daai mense om nie wraak te gaan neem het nie en gesê hy sal die wraak vir jou part. Jy moet weet dit gaan dalk nie mooi vir jou wees die dag wanneer jy voor God staan. So jy dit. En dan het jy wêreldse repercussions. Jy het dalk ook nou nog 'n vrou en kinders. Nou moet jy lewenslank in die tronk gaan sit. Nou lê jou vrou en jou kinders daaronder. Net omdat jy 'n ego gehad het. En dit is hoekom dit vir my belangrik is eintlik. Dis hoekom ek soos met eendag 'n bietjie praat oor die manne. Om manne by Christus uit te kry. Sodat ons as manne volgens die Gees lewe, dit wat die Bybel vir ons leer om te lewe. Laat ons die wat ons sag moet hanteer, sag hanteer en daar waar ons moet sterk wees. Dat ons nie altyd net gewelddadig wil optree, soos die vyand wil hê ons moet optree nie. Absoluut, ja. En as jy moet gewelddadig optree, jy moenie dit doen deur negatiewe emosies soos haat of kwaad of enigiets nie. Net pure beskerming. Want soos ons is vredemakers, kinders van God is vredemakers. En partykeer is daai vredemaak geweld. En ongelukkig hoe weet jy as jy dit nie wil doen nie. Jy wil dit nie altyd doen nie, maar jy moet dit doen. Sekere gevalle. Ja. So absoluut, ja. So ja, ek dink ook mens kan net vir elke man sê, ek dink moenie laat sosiale media, moenie laat die wêreld jou intimideer nie. Moenie bang wees om die regte ding te doen nie. Ja. Daar's 'n Engelse sê ding wat altyd sê no good deed goes unpunished. Ja. Dit is waar, daar gaan seker nagevolge wees partykeer, maar daar is ander kere wat jy nie net kan terugstaan nie. Ja. Maar kom ons gebruik,
nog 'n voorbeeld wat nou by my opkom wat ons dalk so vinnig oor kan gesels. Kom ons sê hijacking. Kom ons sê jy's 'n vuurwapen eienaar. Ons sit by 'n robot som as 'n voorbeeld. Jy sit hier ou voor jou word gehijack. Nou is jy 'n vuurwapen eienaar, jy het die keuse om te help of om nie te help. Nou kan jy ook jouself nou vra, is dit die moeite werd? Want daai persoon se lewe is nie noodwendig in gevaar nie. Want as daai ou net die kar wil hê, dan gaan hy net die kar vat. So, is dit dan nie moeite werd om iemand se lewe te vat vir 'n voertuig? So, ek voel ook in daai situasie, dit gaan van situasie tot situasie afhang. Jy gaan nou maar self moet besluit in daai situasie, hoe is die aanval? Het daai persoon redding nodig? As nie, kan ek verstaan as jy dalk nie optree in daai situasie nie, want ek voel ook dit is moeilik om iemand se lewe te neem vir iets wat vervang kan word. En dan met die nagevolge wat daarmee saamkom, is ook moeilik, want nou het jy probeer die ou help, maar nou het jy wêreldse nagevolge waar jou vrou en jou kinders nou sonder 'n pa gaan sit omdat jy iemand se lewe gevat het, wat nie die moeite werd is en dit om 'n voertuig te gered het nie. So ek dink ook mens moet altyd gelei word deur die Heilige Gees en op daai oomblik die regte keuse maak. Dis nie altyd soos wat ons vorige voorbeelde black and white, daar's bietjie grey areas wat jy gaan op daai oomblik 'n moeilike besluit moet maak. Absoluut, ja. En yes, jy moet dit maar opweeg. Jy weet, jy moet dit maar opweeg, soos om nog 'n voorbeeld te gebruik is as iemand wie jy ken, kom sê jou vriend of jou vrou aangevat word deur 'n ander familielid. Natuurlik, daar is sekere tye om deel te word en dit te stop, en daar is sekere tye waar jy dit loslaat, hierdie persoon met dit self hanteer. Ja. En dis moeilik partykeer om dit te doen, maar jy moet weet waar die lyn is. Jy moet weet, hoorie, okay, nou is die tyd en nou is dit nie die tyd nie. Byvoorbeeld, om dit 'n bietjie te strome, en jy kan nie iemand skiet omdat hy jou sweetie gesteel het. Ja. Jy moet opweeg, wanneer is dit die regte tyd, wanneer is dit die regte plek om dinge te doen. En hoe leer ons hierdie goed? Jy moet net aanhou om gelei te word deur die Heilige Gees. Want ek glo dat die Heilige Gees, soos jy sê, sal dit openbaar aan jou en jou wys wat die regte keuse is. 100%, want op 'n of ander dag al is goed wat eenvoudig is. As ek by 'n baie winkelsentrums, nie name noem nie, het dodgy toilette, Ja. as ek dit nou maar so kan stel. En kom ons sê, ek wil toilet toe gaan en ek loop in die gangetjie af toilet toe en ek sien 'n man wil 'n kind verkrag. Ek meen, daai is nie vir my 'n grey area nie. Ek gaan optree op daai oomblik, verstaan jy? So daai goed is 100%. Maar wanneer dit by besittings en goed kom, dink ek dit dit is nie nodig of nie nodig, dit is verkeerd as 'n kind van God om te eskaleer na 'n punt van geweld wat iemand se lewe neem. Absoluut. Ja. Vir 'n besitting. Dit is moord. Ja, absoluut. Dis nou nie te sê dat jy moet niks doen nie. Ja. Net as jy soos 'n vuurwapen eienaar is of iets, moet nou nie die persoon gaan skiet en soos jy sê hulle lewe neem van dit nie. Doen dit, maar gebruik maar logika partykeer soos om te sê, om iemand te stop daarvoor. Moenie direk eskaleer. Ja. Ja. Ja, ek dink dit is ons gee nou half amper en ek wil juist bietjie dit geomseil het want ek sien ons is op pad daartoe om half selfverdediging klasse vanaand te gee, maar kom ons los daai maar vir die professionele mense. Ek het uitgesien na die demonstrasies toe hierso. Maar ja, maar die punt van die saak is, Mario, ek dink daar's niks fout om 'n manlike man te wees. Daar's niks fout om 'n vuurwapen te besit. Daar's niks fout om messe te besit en te hou van manlike goed nie. Die wêreld wil manne feministies maak en dis nie reg nie. Daar's niks fout om vir jou vrou en jou kinders op te staan nie. Daar's niks fout om hulle te beskerm nie. Ons sê dit is verkeerd om gedryf te word deur jou ego. Dis verkeerd om mense onnodig te wil vermoor en daai tipe van optrede. Dit is nie Bybels. Ja. En daai mense is definitief ook nie kinders van God. Maar 'n manlike man wat sy
krag gebruik vir beskerming, dis 'n goddelike man. Absoluut 100%. Maar 'n man wat daai krag van hom gebruik om mense seer te maak, is 'n lafaard. Absoluut. Goed opgesom. Ja. So ja, ek dink dit is dit. Ja, so jy kan jouself verdedig en ek glo ook tot op 'n mate van hoe kan ek sê met equal force al, as ek dit so kan sê. Jy wil jy want ons as Christene, moord is nie op ons hart. Ons wil nie iemand seermaak, ons wil nie iemand doodmaak nie. Ons wil geen sleg oor enige ander persoon hê nie, maar as dit kom by ons vrou, ons kinders, het ons ook die reg, net soos enige ander persoon, om ons lewe en ons vrou en ons kinders se lewe ook te beskerm. Absoluut, ja. Maar dit was 'n lekker gesprek gewees. Ja, 100%. Ek sien uit vir die volgende ene. En mense moet onthou, gaan check ons YouTube kanaal uit. Asseblief. Subscribe daar. Ons is, ek weet nie waar is ons oor, ons op TikTok, Facebook, Instagram. Check ons maar oral se uit waar jy wil. Maar daar gaan die korter video's sien, maar YouTube sal hierdie lang gesprek wees. Ja, dit is ons teikenplek daai. Ja, Asai man, dan sien ons julle weer wanneer ons weer gesels. Dit gaan lekker wees. Ek glo ons volgende onderwerp gaan ook weer lekker ene wees. Mario, dankie vir jou tyd. Jy's 'n eyster en ek waardeer jou. Ek waardeer jou ook. Dankie baie. O ja, nog 'n ding voor ons hulle groet. As iemand tot die einde gekyk het, nê, mense hou ons nie van lang video's nie. Onthou om ons enige vrae te vra. Ja, dan bespreek ons dit. Ja, Jessie, ek sien uit na 'n nuwe vrae. Ja. Net om 'n idee te hê wat volgende kan wees. Ja, ons het nou hierdie channel begin, so ons bespreek nou maar random goed, maar ons bespreek net random goed tot mense ons begin vra sodat ons hulle vrae kan beantwoord. Asseblief. So ja, nee, dankie vir almal wat gekyk het. Ons waardeer dit en dankie vir julle ondersteuning.